Naand julle, Jaap hier. Ek wil vanaand kyk na die valse Israeliete in Jerusalem en hoekom dit geskep is. Ek het 'n Engelse video al reeds hieroor gedoen, as julle dit wil gaan kyk op Rabbit Hole Israel. Die verse wat ek hier gaan gee, gaan 'n bietjie anders wees as wat ek gegee het in die Engelse video. So op die Engelse video sal daar ander verse wees van die verse. So is nie heeltemal presies 100% dieselfde nie. In elk geval, ek wil met julle praat oor hoekom is daar 'n valse Israel, 'n valse Jerusalem. Hoekom sal Lucifer dit doen? Hoekom wil hy die mense om die bos lei met hierdie goeters? Die rede is waar ons is op die tydlyn. Lucifer wil hê die mense moet dink dat ons is in die, of net voor die deur van die groot verdrukking. Hy wil hê die Christene moet dit glo en hy gebruik die kerke, Christenkerke, om dit ook te preek. En om dit te kon doen, moes hy die idee skep dat daar is 'n Israel nasie wat bymekaar is in Israel en daar is 'n Jerusalem stad. Want in Openbaring lees jy van die Jerusalem en die tempel en die Israeliete daar en die vernietiging daarvan en sovoorts. Vir dit om te kon gebeur, of om te kan gebeur nou, moet daar mos nou stukke goed bestaan. As daar nie hierdie goeders was nie, dan gaan jy mos nou weet, maar ons kan mos nou nie daar op die tydlyn wees nie. Ons kan mos nou nie daar in Openbaring wees nie, want daai goed bestaan dan nie meer nie. Nou ja, dit is hoekom Lucifer dit geskep het vir julle Christene, dat julle moet dink, dit is waar ons is op die tydlyn. Maar soos ek deur my video's vir julle wys, ons is baie verder op die tydlyn as dit. Ons is selfs na die 1000 jaar vrederyk. Ek het baie verse wat ek vir julle wys, dat die tweede koms van Joshua het al reeds gebeur in sy disippels se generasie. En dit is, soos ek vir julle wys, is so rondom 76 na Christus. Het dit gebeur. En ek het vir julle gewys uit Daniël 7, dat dit sê presies wanneer het Joshua se tweede koms gebeur. Ek het dit al reeds behandel in die vorige video met julle. Daniël 2 wys dit ook vir ons met die standbeeld en die 10 tone van yster en klei wat die 10 keisers verteenwoordig en die 10 leiers van Israel verteenwoordig, of Judea se area. Daar was van die yster 10 keisers, maar ook van die klei, die Israel kant, was daar ook 10 leiers van die 10 streke daar in Judea. Baie interessante goed hierdie. Ek behandel dit in my Openbaring reeks as julle wil gaan kyk. Maar die Bybel wys ons wanneer dit goed vervul. Dit wys ons wanneer die tweede koms van Joshua gebeur. Dit wys ons wanneer die 1000 jaar vrederyk begin. Ou Bybels wys vir ons wanneer die 1000 jaar vrederyk opgehou ook. Het julle geweet dit staan in die ou Bybels? Ek het dit vir julle ook gewys uit die Geneva Bybel van die 1500s. Ek dink 1590 Bybel. Maar kom ons kyk nou 'n paar skrifte waarin ons gaan sien in die Bybel self wat vir jou sal sê in watter toestand is Judea vandag, in watter toestand is Kanaan vandag, Jerusalem. Hoe lyk daardie areas vandag? Is dit soos hulle sê dat dit is bustling, daar is miljoene mense wat daar bly, is baie lekker, mense en diere en dis alles daarso en dit gaan wonderlik? Of is dit nog in puin? Is dit nog afgebreek? Is daar geen Israeliete wat daar woon op die oomblik nie? Ek gaan nou uit die profeetboeke vir julle wys in die Bybel wat gaan aan. Sodat julle kan sien, hulle lieg vir julle. Hulle lieg vir julle oor daardie plek. Ongelukkig, amper al die Christene in die wêreld glo dat daardie plek by Palestina is Israel. Ja, Lucifer het 'n baie goeie job gedoen. En ongelukkig die mense lees nie, tel dit nie op in hulle Bybels. Daar word vir hulle gelieg nie. En dis hoekom ek hierdie spesifieke verse vir julle saamsit, bymekaar sit, sodat julle kan sien 'n duidelike prentjie vorm oor wat gaan aan in Jerusalem nou en in Kanaan. Ja, begin by Jesaja 51. Van die verse gaan ek gedeeltelik in die Engels lees soos die Septuagint, wat dit 'n meer akkurate weergawe gee vir sekere verse. Maar bitter min, meestal is maar Afrikaans.
Want Jahua vertroos berg Sion. Hy vertroos al sy puinhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van Jahua. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. Hy praat hier spesifiek van die land Jahua vertroos Kanaan. Hoekom? Want Kanaan lê in pyn, Judea lê in pyn, Rome het mos al die dorpe vernietig, en baie van hulle het hulle afgebreek en opgeblaas met hulle trebuchets wat hulle gebruik het, met die vuurballe gooi in die geboue in en die mure afgebreek. Jahua vertroos daardie gebied, want hy gaan mos nou weer Israel daar laat woon, hy gaan hulle mos nou terugbring. Dit word genoem die tweede Exodus in ons Bybels. So al hierdie hoofstukke wat ek nou behandel met julle is die tweede Exodus hoofstukke. Die tweede Exodus is wat Nicolaas van Rensburg gesien het. Dit is wanneer die wit Christene Suid-Afrika te vlug en in tente bly. Dis die tweede Exodus, mense. Dit is die bymekaar kom van Israel volk. Die Bybel noem dit die Israeliete, wat die 13 stamme wat weer bymekaar kom. Dis wat die Bybel dit noem. Nicolaas van Rensburg het gesê, dis die wit Christene. Want Jahua vertroos berg Sion, hy vertroos al sy puinhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van Jahua. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. Luister na my, julle wat die geregtigheid ken. Geregtigheid in die Bybelse definisie is om die gebooie te onderhou, mense. Luister na my, sê Jahua, julle wat die gebooie onderhou. Volk in wie se hart my wet is, daar sê dit sommer reguit vir jou. Wees nie bevrees vir die smaad van mense en skrik nie vir hulle skimptaal nie. Is dit nie u wat die see, die waters van die groot wêreldvloed droog gemaak het nie, wat van die dieptes van die see 'n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie? Hier verwys hy spesifiek na die eerste Exodus natuurlik, waar hulle deur die Rooi See is, Moses hulle, wat vir jou wil wys wat die volgende vers dan beteken. So sal dan die losgekooptes van Jahua teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees, vreugde en blydskap sal hulle verkry, kommer en gesig vlug weg. Net soos hy verwys in vers 10 na die eerste Exodus, verwys hy na die tweede Exodus in vers 11. Hy sê, so sal dan die losgekooptes van Jahua teruggaan. Hulle het oorspronklik gegaan na Kanaan, en nou met die tweede Exodus gaan hulle teruggaan na Kanaan toe. So dit is nogal belangrik dat ons weet, waar is die regte Kanaan? Nicolaas van Rensburg het ook gesien, waar is die regte Kanaan? Hy het nie geweet dit is Kanaan nie. Al wat hy het maar net gedeel wat die visioene was. Hy het die visioen gekry van ons vat tot by die ewenaar. Nou ja, dit is waar Kanaan is, mense. Ek wys dit my video's vir julle, baie bewyse dat dit is waar Kanaan is. Die oorspronklike Juda gebied is op die ewenaar, berg Sion is op die ewenaar, en die Bybel sê dit self, en ek dink Psalm 74. Maar ja, dit is wat die Kanaan is, dis die goeie vrede hoekom ons gaan terugvat tot by die ewenaar, want ons moet hierdie gebiede gaan herbou, ons moet Jerusalem gaan herbou. Dit is wat in die profete staan, dit is wat in al die profete wat ek vanaand vir julle gaan lees, almal van hulle sê dit. En julle sal sien, wanneer gaan dit herbou word? Na die tweede Exodus, na die wit Christene bymekaar gekom het in Suid-Afrika. Eers daarna gaan dit gebeur volgens die Bybel. So wat sê dit dan vir jou van daardie plek daarbo in Palestina? Dis fake mense, dis 'n valse plek. Lucifer lieg vir julle, hy lei julle om die bos. Julle soen vir nie daardie voete van daardie Jode, hulle is nie eers Israeliete nie. Ons kyk, so sal dan die losgekooptes van Jahua teruggaan. Sien julle, ons gaan teruggaan. Eers gaan Jahua daardie verbond, nuwe huweliksverbond met ons sluit, die Jeremia 31 verbond in Suid-Afrika, en dan gaan hulle mag opbeweeg in Kanaan in. Net soos wat hulle eers moes hulle besny het, voor hulle deur die rivier gegaan het, daarna in Kanaan in, met die eerste Exodus ook. Jesaja 61. En hulle sal die ou puinhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. En die geslag tot geslag in die Engels sê for many generations. Vir 'n baie lang tyd lê
Kanaan se plekke in puin. Dit lê daar in puinhope, dit moet herbou word. En daar is ook geen Israeliete meer in daardie gebiede nie, want Jahwe het natuurlik vir Ephraim en Juda geskei, die twee vrouens. Onthou julle, die Bybel, die profete praat van die twee vrouens, van die 10,5 stamme en dan van die 2,5 stamme. En Jahwe het eers die 10,5 stamme geskei, hulle uitgeskop, en toe uit Kanaan uit, en toe in Openbaring lees ons van Jahoua wat dan vir die 2,5 stamme uitskop uit Kanaan uit, deur Rome. Dit is waar oor Openbaring gaan, mense. Dit is die finale egskeiding van Jahoua teen waar hy vir Juda skei. Dit het niks te doen met die hele wêreld nie. Die hele wêreld se oordeel is nou eers. Openbaring praat van Juda se oordeel rondom 70 na Christus. Eers van hoofstuk 20 af in Openbaring gaan oor ons tyd, want dit praat van 1000 jaar later wat dan gaan gebeur. Die kortsessie van misleiding, dis waar ons nou is. Dis ook om alles wat jy hoor om jou en alles wat jy sien, is alles misleiding, is misleiding oral. Ons sien hier, hulle gaan die puinhope herbou. Wie gaan dit doen? Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas en die uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees. Maar julle sal priesters van Jahoua genoem word. Hoekom priesters? Wat is die doel van 'n priester, mense? Priesters leer die mense die wet. Dis die doel van 'n priester gewees, nog altyd. Nou, die mense wat hierdie nuwe verbond met Jahoua gaan sluit in Suid-Afrika, die Jeremia 31 verbond, hulle gaan die wet ontvang in hulle harte en in hulle koppe. Jahoua gaan die wet in hulle brein sit en hulle gaan outomaties die hele wet uit hulle koppe ken. En dis hoe hulle dan priesters vir Jahoua gaan wees, hulle gaan die nasies kan leer wat sê die wet. Maar julle sal priesters van Jahoua genoem word, aan julle sal gesê word, dienaars van ons Elohim, julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid julle beroem. In plaas van julle skande ontvang julle 'n dubbele deel, en in plaas van die smaad sal hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land 'n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet. Ja, dis wonderlik, daar is ook die profete sê ook dat wanneer ons nou met die tweede Exodus, die wit nasie dan weer inbeweeg aan die Kanaan in, dan sal hulle vir ewig daar bly terwyl hierdie ou aarde dan bestaan. As julle my ander video's gaan kyk, wys ek vir julle uit die extra Bybelse boeke, dat na die slag van Gog en Magog, tot en met die wit troon oordeel is nog 400 jaar van vrede. So, in daardie tyd gaan hierdie plekke herbou word. En dit sê daar in die profete dat Israel sal nie weer verwyder word uit Kanaan uit nie, terwyl hierdie ou aarde dan bestaan, want ons kan ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde na die wit troon oordeel. Want ek jou die reg lief, ek haat die roof met onreg. Dit wat in Suid-Afrika gebeur, dit wat die Engelse aan ons gedoen het, en wat die ander nasies aan ons gedoen het, of nou nog steeds doen, wat ons besteel, en ons onreg aandoen, en sleg behandel, Jahoua hou nie van dit nie. Maar Jahoua weet wat hy gesê het, soos in Deuteronomium 28 ek dink, waar hy sê die vloeke wat oor ons gaan kom, as ons nie sy gebooie gehoorsaam is nie, dis wat oor ons kom nou. Dit is daar, die vloeke kom oor ons, want ons is hom ongehoorsaam. Hy hou nie daarvan dat ons swaar kry, of ingedoen word, of besteel word, of doodgemaak word, of verneder word nie. Dis ons eie skuld. Dis ons nasie se eie skuld, hulle is hardhartig. Hulle wil nie luister nie, hulle is hardkoppig. En ek sal hulle getrou hul loon gee en 'n ewige verbond met hulle sluit. Hierdie ewige verbond wat hy van praat is, soos ek sê, is Jeremia 31 verbond, mense. Dis 'n toekomstige verbond daardie. Dit is nie die nuwe verbond van Joshua van rondom 70 of 30 na Christus nie. Daardie Jeremia 31 sê duidelik daar vir jou, dis mense wat die wet in hulle koppe ontvang. Dit het nog nie met enigiemand gebeur nie. Dit moet nog gebeur. Want ek Jahoua die reg lief, ek haat die roof met onreg,
en ek sal hulle getrou hul loon gee en 'n ewige verbond met hulle sluit. So Jahwe gaan herstel wat aan ons gedoen is, aan die nasie, ons nasie gedoen is, die onreg en die besteling en die swaar kry en so aan. Jahwe gaan dit omkeer wanneer hierdie mense, ons mense, weer begin om gehoorsaam is, dan gaan Jahwe begin ons genees en die land genees. Hy sê dit in sy woord. Sodra die mense terugdraai na hom toe, sodra sy volk Israel terugdraai na hom toe, sal hy hulle in hulle land genees. En hulle nageslag sal bekend word onder die nasies en hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat hulle sien, sal hulle daarvoor aansien dat hulle 'n geslag is wat Jahwe geseën het. Ja, Jahwe gaan Israel van die toekoms, die wit nasie van die toekoms, gaan hy ryklik seën, omdat hulle is nederig, omdat hulle wil sy gebooie onderhou. En ek sal kom ons kyk Jeremia 31, en ek sal die lot van Juda en die lot van Israel verander en hulle bou soos tevore. Hierdie Juda en Israel, dis 'n verwysing na die 13 stamme. Hoekom sê ek 13 stamme? Want Jakob het vir Josef gesê dat sy 2 seuns is sy kinders. Jakob het gesê dit is nou deel van sy kinders. So in plaas van Josef is daar nou Manasse en Ephraim. So nou is dit 13 stamme, nie 12 nie. Dis hoekom ek so sê. Party van die profeseë sê Ephraim en Juda, party van hulle sê Israel en Juda. Dis maar dieselfde. Dit is Ephraim verteenwoordig die 10,5 stamme, of Israel verteenwoordig die 10,5, Juda verteenwoordig 2,5. En ek sal die lot van Juda en die lot van Israel verander en hulle bou soos tevore. Hierdie duidelik is 'n verwysing na die tweede Exodus mense waar hulle bymekaar kom, soos ons sien in Esegiel 37, die doodsbenere wat weer lewend word. Dit is wanneer Jahwe die Israel volk weer oprig en bymekaar bring. En hulle word weer 'n volk. Hulle is nou verstrooid oor die hele wêreld. Hulle gaan bymekaar gemaak word, hierdie stamme, 13 stamme gaan bymekaar gemaak word in Suid-Afrika. Dan gaan hulle soos daardie doodsbenere weer lewend word. And I will cause the captives of Judah and the captives of Israel to return, and will rebuild those places as at the first. Ek lees die Engels hierso, want hy sê dit vir my beter as die Afrikaans. Die Afrikaans sê, en ek sal die lot van Juda en die lot van Israel verander en hulle bou soos tevore. Kan julle sien die verskil in die Engels? And I will cause the captives of Juda and the captives of Israel to return. Hulle gaan terugkom Kanaan toe. Nou Kanaan, soos ek sê, is net bo Suid-Afrika. Hulle gaan by mekaar kom eers in Suid-Afrika en dan opbeweeg in Kanaan in. Soos ons lees in Jesaja, ek dink dit is 54, wat hy sê, brei julle tentpenne uit. Hy sê nie pak julle goed op en trek Kanaan toe daar in Palestina nie. Hy sê brei julle tentpenne uit waar julle is in Suid-Afrika. Die rede is want die Kanaan is net bo ons. And will rebuild those places as at the first. Ja, ons gaan terug met die tweede Exodus en dan gaan ons herbou die plekke wat afgebreek is deur Rome en ander. So mense, daardie Palestina plekke, dis fake, is vals. Volgens hierdie profeseë is dit vals. Het dit opgedis om jou om die bos te lei. En dit het baie goed gewerk tot dusver. Bitter min mense praat oor hierdie goed. Bitter min mense deel hierdie waarhede met julle. Actually niemand nie. Het julle al ooit iemand gehoor wat hierdie goed met julle deel? Soos ek sê op die Engelse kanaal, het ek gesê dat baie van hierdie mense wat weet waar ons is op die tydlyn, die kursus van misleiding, en al hierdie ander waarhede het hulle al geleer en hulle deel met die mense. Daar is een waarheid wat hulle nie wil oor praat nie. Hulle wil dit nie eers aanraak nie. Hulle is bang om daaroor te praat. Hulle is bang hulle verloor hulle kanale. Hulle is bang hulle word afgeskop van YouTube af. So hulle wil nie hieroor praat nie. Hulle wil nie sê dat daardie Jode is nie Israeliete nie, dat daardie Jerusalem is vals, is fake, dat daardie Israel gebied is nie die regte gebied nie. Hulle wil dit nie eers aanraak nie, want hulle kry geld deur hulle kanale. So as hulle iets gaan sê, gaan hulle dalk daai geld verloor. Ek is nie bang om hieroor te praat nie, want ek kry nie geld van my kanale af nie. Ek doen al my video's verniet. En dit pla my glad nie, jou sorg vir my.
Maar die feit van die saak is, min of geen mense praat hieroor en dis hoekom ek hierdie video's maak, want julle moet weet wat is die waarheid, julle moet weet wat is hierdie waarheid. Te lank het ons volk die leuns geglo, te lank het ons volk geglo, hulle is Gentiles. Dis vir julle gelieg, julle is die Israel, julle is die Gentiles nie, die Jode is die Gentiles. Hulle is nie eers afstammelinge van Jakob nie. Hulle is van die Khazars, hulle is afstammelinge van Jafet en Edom, van Esau, van Edom, wat gemeng het met die Kanaaniete. Dis waar hulle van afstam. En tog soen die wit Israeliete hulle voete, asof hulle iets spesiaals is. Maar hulle eie ensiklopedie sê vir ons, hulle is Edomite, dat hulle is van Jafet. So, ons sien hierso, hulle kom weer met mekaar, die wit Christene, soos wat Nicolaas van Rensburg gesien het, en hulle gaan dan opbeweeg in die Kanaan gebied in, en hulle gaan daar die plekke herbou, in die einde, in die toekoms. Nog nie gebeur die mense, so daar die Jerusalem wat hulle van praat vandag, dit is fake, dit is 'n ander plek gewees daar. Hulle daar 'n ander stad gevat, en sommer net die naam Jerusalem daarop geplak, op die ingang. En ek sal hulle reinig van al die, hulle ongeregtigheid, waarmee hulle teen my gesondig het. So Jahwe gaan die volk reinig van al hulle wetteloosheid wat hulle gedoen het, wat beteken hulle gaan wegdraai van hulle wetteloosheid af, anders gaan Jahwe dit nie vergewe nie. En vergewe al hulle wetteloosheid, waarmee hulle teen my gesondig en teen my oortree het. En die stad sal vir my wees 'n vreugdevolle roem, 'n lof en 'n siraat, by al die nasies van die aarde wat sal hoor van al die goeie wat ek aan hulle doen. Ja, Jahwe gaan die gebied en die mense ryklik seën, want hulle is hom nou gehoorsaam, want hy het 'n huweliksverbond met hulle gesluit. En hulle sal bewe en ontroer word oor al die goeie en oor al die vrede wat ek daaraan bewys. Daarom hierdie ander nasies sal bang wees om Suid-Afrika of Afrika of die gebied wat hulle gaan inpalm, hierdie wit Christene Israeliete. Die ander nasies gaan bang wees om hulle aan te val, want hulle gaan sien, daardie mense is geseënd, Jahwe is aan hulle kant, Jahwe beskerm hulle, ons kan hulle nie aanval nie. Hulle gaan dit sien en hulle gaan nie hulle wil aanval nie. En maar dit gaan wel gebeur soos ons sien in Esegiel 38, wat praat oor die slag van Gog en Magog, is dat Rusland en sy alliansies en al die ander nasies wat ingepalm het, dan in die einde, gaan hy hulle bymekaar maak en sê, kom ons gaan omsingel daardie gebied van Israel daaronder by Afrika, want hulle het allerhande, soos hulle sê in Engels, precious metals wat ons wil hê. Dit staan so in Esegiel 38, dit gaan die rede wees vir die slag van Gog en Magog, mense. Dit gaan die rede wees hoekom Gog en Magog daardie gebied gaan wil aanval. Hulle is agter daardie minerale aan. Maar natuurlik, soos ons sien in die Bybel, sê dit Jahwe self gaan intree en hulle verwoes met vuur. So spreek Jahwe in hierdie plek waarvan julle sê, dit is woes, sonder mense en sonder dier. Ja, daar is geen Israeliete wat daar bly nie, so dis sonder mens in daardie opsig en sonder dier. En die stede, hierdie diere wat hy dan van praat, is die soos die vee van die Israeliete gewees. Nie wilde diere nie, daar is wilde diere in daai gebiede. In die stede van Juda en op die strate van Jerusalem, wat verwoes is, sonder mens en sonder inwoner en sonder dier, sal weer gehoor word. Ja, sonder vee, sonder inwoners van Israeliete in hierdie verwoeste Jerusalem daarso. Hy sê hier duidelik vir jou mense, Jerusalem lê nog verwoes. En dit gaan eers herbou word, na hierdie Israeliete bymekaar gekom het en opbeweeg in Kanaan in. Soos ek duidelik vir julle laat verstaan, dit het nog nie gebeur nie, ons wag vir dit om nou het eers te gebeur. Daardie visioen van Nicolaas van Rensburg het ons nog nie vervul nie. Wit Christene het nog nie Suid-Afrika toe gevlug en bly in wit tente nou daar nie. Dit moet ons nou eers gebeur. En volgens hierdie profesie eers daarna, gaan hulle daardie plekke herbou. Die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die stem van die wat sê, loof Jahwe van die leerskare, want Jahwe is goed. Want sy goedertierenheid is in ewigheid, van die wat 'n lofoffer bring in die huis van Jahwe. Want ek sal die lot van die land verander soos tevore, sê Jahwe. Ja, hy gaan die land weer laat bewoon word, en dit gaan weer 'n lekker plek wees om te bly, Kanaan. Die Bybel sê eintlik, sê selfs dat Kanaan is die beste plek in die wêreld.
Nou, as jy dink en jy kyk na die Palestina, lyk dit vir jou na die beste gebied in die wêreld? Nee mense, dit lyk soos 'n bly woestyn daar hè. Dit lyk nie vir my soos die beste plek in die wêreld nie. Ek kan baie ander plekke vir julle wys, wat 1000 keer beter lyk as Palestina. And of those, in die Engels sê hy so, and of those who will bring the sacrifice of praise into the house of Yahuwah, for I will cause the captives of the land to return as at the first, says Yahuwah. Dit sê dit baie mooi in die Engels hierso. Ons kan dit duidelik sien dan dat Yahuwah die Israel uitverkorenes bymekaar gaan maak, wat hy gekies het. Die wat hy kies is die wat die gebooie gehoorsaam. Hy gaan hulle bymekaar maak in Suid-Afrika. To return as at the first. Soos met die eerste Exodus, gaan hulle weer bymekaar maak met die tweede Exodus. Dis waar die idee vandaan kom van die tweede Exodus, mense. Want soos met die eerste Exodus, maak hy weer Israel uitverkorenes bymekaar op een plek. Maar die verskil is, hierdie keer gaan hulle nie almal saamtrek na die een plek toe nie. Hierdie keer gaan hulle van verskillende plekke oor die wêreld bymekaar kom op een plek. So is 'n bietjie anders. En dit gaan ook lank vat. So spreek Yahuwah van die leerskare in hierdie plek wat woes is, sonder mens of dier, en in al die stede daarvan sal weer 'n weiveld vir die herders wees, wat troppe kleinvee laat lê en rus. Jesegiel 34. Maar so sê Yahuwah Elohim, kyk, hier is ek, en ek sal na my skape vra en vir hulle sorg. Hierdie verwys na Israel, hy sal na hulle omsien en hy sal hulle versorg in die toekoms. Soos 'n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal ek vir my skape sorg, en ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid. Hier sê hy duidelik dat Yahuwah gaan hierdie Israel bymekaar maak uit hierdie verskillende lande uit oor die wêreld, wat vandag genoem word die westerse wêreld. Dit is hoofsaaklik Europa, van hulle is in Asië, maar meestal in Europa, en die eilande soos Engeland, soos die UK, kom ons sê maar, Australië, Nieu-Seeland, Amerika, en daardie plekke gaan hulle bymekaar maak. En hy sê, op die dag van wolke en donkerheid, wat verwys na oorlog. Daar kom oorlog na al hierdie lande toe, en ons sien in Jesegiel 38 vers 8, dat die rede hoekom hierdie Israeliete vlug uit hulle lande uit, is as gevolg van oorlog. Hulle vlug Suid-Afrika toe en gaan bly in tente daarso, as gevolg van oorlog, wat kom na hulle lande toe. Dit is wat nou gaan vervul mense, dis om die draai. Rusland en sy alliansies gaan al hierdie Israel volke aanval. Almal. Australië, Nieu-Seeland, Europa, Engeland en Amerika aan die einde. Heel laaste gaan hulle Amerika aanval. En volgens vandagse profete is dit 13 nasies wat saam Amerika gaan aanval. So dit gaan vervul mense, dit gaan vervul, dit staan so in Openbaring 20. Dit sê daar dat Lucifer gebruik hierdie Gog en Magog om hierdie ander nasies in te palm. So hulle gaan al die Israel volke aanval wêreldwyd. Want Lucifer weet, dit is nou tyd van uitverkorenes van hierdie Israel volke om by mekaar te kom op een plek. Hy weet dit. So hy gebruik hierdie geleentheid nou om hulle aan te val. Nie net met oorlog nie. Hy vloed hulle lande met hierdie ander nasies. Hy spuit hulle in met gif. Die fokus van hierdie gif wat hulle die mense ingespuit het, dit was op al die wit lande wêreldwyd. Hulle het nie regtig gefokus op al hierdie ander nasies nie. Hulle het baie gefokus op die wit nasies, want hulle weet, die leiers en hierdie wat Lucifer aanbid en dien, hulle weet wie is Israel. Maar hulle gaan nie vir jou sê, jy is Israel nie, Israeliet nie. Hulle wil dit geheim hou, maar hulle weet wie dit is. Dis hoekom hulle teiken hierdie spesifieke mense, want hulle is Israel. Maar so sê Yahuwah Elohim, kyk, hier is ek, en ek sal my skape, ok, ons het hier gelees, kom ons gaan vers 13, en ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande, en hulle bring in hulle land. Sien baie duidelik sê dit die tweede Exodus. Hy lei hulle uit hierdie ander volke uit met hierdie oorlog wat daarna toe kom as gevolg van die donkerheid, en hulle kom by mekaar op in Suid-Afrika. En ek sal hulle laat waai op die berge van Israel.
soos Berg Hor, Berg Eglon, Berg Zion, Berg Hermon, Berg Karmel. Ek weet waar meeste van hierdie berge is, of eintlik almal wat ek sover genoem het, maar meeste van hulle is daar by die Ewenaar. En nou Berg Karmel het ek gekry in Noord-Namibië. Maar ja, hulle gaan, al hierdie gebiede gaan hulle weer bewoon. En ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in hulle land. En ek sal hulle laat waai op die berge van Israel, in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die land. Ja mense, ek gaan nou vir julle Deuteronomium 11 lees, wat praat van Kanaan is 'n plek van berge en dale. Nou ja, as jy kyk na die topografie van die valse Israel area, dit is nie 'n plek van berge en dale nie. So hy kwalifiseer nie. Daar's ander redes hoekom hy nie kwalifiseer nie, maar dis een van die redes. Op 'n goeie weiveld sal ek hulle laat wei, en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Is daar enige hoë berge daar by Palestina mense? Gaan kyk 'n bietjie. Daar is nie hoë berge daar nie. Op 'n goeie weiveld sal ek hulle laat wei, en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. So nou, laat my ook dink aan die vers in Psalms wat Dawid sê, hy kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van Jahwe wat hemel en aarde gemaak het. Daar waar hy sit in Jerusalem, kyk hy op en hy word omring deur berge. Hy word omring deur bergpieke. Ons lees in Openbaring, ek dink dis Openbaring 14, hy praat daar van die Openbaring 19, waar is dit? Ja, waar hy praat van die 7 pieke, of die 7 berge, waarop Jerusalem staan. Jerusalem is gebou op 7 pieke. Nou as hy gaan kyk na die regte berg Sion daar op die Ewenaar van Afrika, hy het 7 pieke. Dis die regte plek. En Dawid sê in Psalms dat hy word omring deur die pieke. Hy word omring deur berge daar in Jerusalem. It's amazing. Nou die valse plek wat hulle nou vir julle voor opdis, hy het nie pieke nie, hy word nie omring deur pieke nie. Berg Jerusalem daar word nie omring deur ander berge nie. Daar is nie 7 pieke om daardie area nie. Dit kwalifiseer die mense, dit is nie die regte plek nie, dit is vals. Satan lieg vir julle. Vers 14 op 'n goeie weiveld sal ek hulle laat wei, en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees, daar sal hulle lê op 'n goeie plek en wei in 'n geil weiveld op die berge van Israel. Ek self sal my skape oppas, en ek self sal hulle laat lê in rus, spreek Jahwe Elohim. Die wat verlore is, sal ek soek, en die wat weggedryf is. Die wat verlore is mense wat nie besef wie hulle is nie. Hulle is verlore. Hulle weet nie wie hulle is. Hulle weet nie hulle is Israeliete nie. Hulle is verlore. Nie verlore soos in hulle dien nie Jahwe nie. Hulle het net nog nie besef wie hulle is nie. En Jahwe gaan hulle laat weet wie hulle is, sodat hulle by mekaar kan kom op die regte plek. Die wat verlore is, sal ek soek, en die wat weggedryf is, sal ek terugbring, en wat gewond is, sal ek verbind. En die siekes sal ek versterk, maar die vetes en die sterkes sal ek verdelg. Ek sal hulle oppas soos dit reg is. Ja, die wat vet en sterk is gewoonlik, ek glo hierso 'n verwysing na die wat op die ander geteer het en hulle, jy kan maar sê, ingedoen het en sleg behandel het en daardeur rykdom gekry het. Hulle het basically hulle naaste vertrap. Hulle is die vetes en sterkes. Dit Jahwe sê, hy gaan hulle verdelg. Maar oké, as ek sê hierdie verlore, wat ek gesê het, is mense wat nie besef hulle is nie, maar dit natuurlijk kan ook beteken mense wat glad nie eers Jahwe dien nie, of van hom weet nie. Dit kan natuurlijk dit ook beteken. Septuagint, hierdie volgende paar verse van hierdie selfde hoofstuk, gaan ek net uit die Septuagint vir julle lees, want hy sê dit baie goed. Vers 25, And I will make with David a covenant of peace, and I will utterly destroy evil beasts from off the land, and they shall dwell in the wilderness and sleep in the forests. Hy sê daar is woude in Kanaan gebied, en veral om die berge van Yahuwah is daar woude. And I will settle them round about my mountain, and I will give you the rain of blessing. Hier sien ons, daar is woude, forests, rondom Yahuwah se berg. Sien julle? Ja, en as wilde diere wat mense kan doodmaak en eet, né?
Nou gaan kyk 'n bietjie by Palestina of jy enige wilde diere daar het. Daar is nie wilde diere nie, wat jou enige leed regtig kan aandoen nie. Die grootste wilde diere wat hulle het is die Arabiese luiperd wat so groot is soos 'n wilde hond. Dis die kleinste luiperd in die wêreld. So ja, daar is nie enige diere, wilde diere wat jy daarna kan gaan verwys wat jou kan verskeer of doodmaak nie. In Afrika, daar is hope wilde diere wat iets aan jou kan doen. So Afrika, dis baie duidelik, dit is die eintlike plek vir Kanaan. And I will settle them round about my mountain, and I will give you the rain of blessing, and the trees that are in the field shall yield their fruit, and the earth shall yield her strength. Ja, hy sê hierso, die vrugte groei net wild sommer daar rond. Dis nie daar geplant soos boorde, soos boere sou gedoen het nie. Nee, hulle groei maar net oral, die vrugte en lekker kos in Kanaan. Nou het jy dit daar in Palestina, groei die vrugtebome maar net daar oral lekker en mense pluk en eet? Nee, dit doen nie. Die mense moet letterlik uit hulle pad gaan om enigiets gegroei te kry daarso, want daar's te min reën. And the trees that are in the field shall yield their fruit, and the earth shall yield her strength, and they shall dwell in the confidence of peace on their land, and they shall know that I am Yahuwah when I have broken their yoke, and I will deliver them out of the hand of those that enslaved them. Ons is allemaal slawe vandag, mense, van hierdie systeem waarin ons is. En hulle draai die skroef net stywer en stywer. Lewe raak net moeiliker en moeiliker, want ons is die slawe. Maar Yahuwah gaan hierdie slavernij van ons skouers af verwyder, hierdie juk. Hy gaan dit verwyder. En dit gaan gebeur wanneer hulle by mekaar kom in Suid-Afrika, die wit nasie, dan gaan Yahuwah dit verwyder. And they shall no more be a spoil to the nations, and the wild beasts of the land shall no more at all devour them, and they shall dwell safely, and there shall be none to make them afraid. Ja, nie dier of mens gaan hulle meer bang maak nie, Yahuwah gaan die wilde diere daar, wat hulle kon iets aandoen, verwyder, maar ook die mense wat hulle leed aangedoen het, Yahuwah gaan hulle wegvat van daardie mense af, en hulle gaan veilig woon in die onderkant van Afrika, tot by die ewenaar, soos wat Nicolas van Rensburg gesien het. Ek het julle mos gesê van Deuteronomie 11, of Deuteronomium, is het? Hoe sê hulle dit in Engels? Ag, in Afrikaans, Deuteronomie in Engels. Vers 11, hier praat hy van Yahuwah se Kanaan, hoeveel reën daar val. Want die land waarin jy gaan om dit in besit te neem, is nie soos Egipte land waar jy uitgetrek het nie, wat jy met jou saad besaai en met jou voet, soos 'n groentetuin, nat gelei het nie. Hy sê, jy moet letterlik rondloop en die plante nat maak jy altyd vir as jy enige opbrengs soek in Egipte land. Nou dieselfde in Israel, die valse Israel gebied vandag. Hulle moet presies dieselfde doen daar, anders het hulle geen opbrengs nie. Nou kom ons hoor wat sê Yahuwah nou van Kanaan. Maar die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem, is 'n land van berge en laagtes, wat van die reën van die hemelwater drink. 'n land waar Yahuwah Elohim voorsorg. Die oë van Yahuwah Elohim is altyd deur daarop, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. Hier sê Yahuwah, hy versorg die land, hy laat die plante groei van Kanaan. Daar's geen mens nodig om dit te doen nie. Dit beteken daar's genoeg reënval elke jaar vir plante om op hulle eie te groei. Mense hoef nie goed nat te maak daar nie. Nou, die reënval vir so iets om te kan gebeur moet rondom 2200 mm per jaar wees. Dis wat ek nou maar gaan opkyk het op die internet. Julle wat boere is, sal dalk beter weet, maar volgens die internet is dit ten minste so 2200 ml per jaar se reën wat jy nodig het as jy wil hê plante moet op hulle eie groei sonder dat jy hulle hoef nat te maak. Nou die valse Israel area daar by Palestina se reënval is tussen 50 en 1000 mm per jaar. Veels te min, so dit kwalifiseer nie as Kanaan nie. En dit gaan nie oor die verlede of in die verlede was dit groener daar of niks nie. Ek het nou net vir julle uit die profeetboeke gelees wat nou gaan gebeur, wat nou gaan vervul met die tweede Exodus, dat die mense gaan in die woude bly en die wilde vrugte daar vreet of eet, daar by die berge van Yahuwah, van Israel, met die Kanaan. So vandag mense is dit groen genoeg daar. Vandag is die bome daar, vol vrugte. Vandag.
En dit sê hierso in Deuteronomium 11, Jahoe het daardie vrugtebome daar laat groei. Nie mense nie, hulle het nie gaan boorde plant daar nie. Jahoe het die goed daar laat groei wild. Hy sê mos nou net hierso, hy sien om na Kanaan die heel jaar deur, want dit is mos sy land, dit is sy volk, dit is sy gebied. Hy is soos die bruidegom en dit is sy huis. So hy sien om na daardie area. Ja, hy by Palestina is nie die regte plek die mense, hy kwalifiseer nie. Esegiel 36. En ek sal mense op julle vermengings menigvuldig. Ek sal mense op julle vermenigvuldig, die hele huis van Israel, almal saam, en die stede sal bewoon en die puinhope opgebou word. Mense, wie gaan hierdie goed opbou? En wanneer gaan dit gebeur? Hier sê hy, Israel gaan dit opbou, en dit gaan gebeur na hulle by mekaar gekom het. Dit sê ons nou hier, die hele huis van Israel, dit beteken die 13 stamme almal saam. Hulle gaan by mekaar kom daar, en hulle gaan weer die puinhope bewoon van Kanaan. En dan, ons weet wanneer gaan dit gebeur, na die tweede Exodus. Ons verwag het binnekort. Hierdie goed gaan in ons generasie vervul, mense. Al hierdie goed wat ek nou vir julle lees, gaan in ons generasie vervul. Vers 11, ja, ek sal mense en dier op julle vermenigvuldig, en hulle sal vermenigvuldig en vrugbaar wees, en ek sal julle laat bewoon soos in julle voortyd. Ja, Jahoe gaan hulle laat weer die Kanaan gebied laat bewoon, soos met die eerste Exodus, na die eerste Exodus. En aan julle wel doen, meer as in julle vroeër dae. Ons gaan meer geseënd wees in hierdie toekomstige tyd, mense. Na hierdie tweede Exodus en na ons opbeweeg in Kanaan in, gaan die volk meer geseënd wees as ons voorvaders met die eerste Exodus. En julle sal weet dat ek Jahoe is. So sê Jahoe, Elohim, in die dag as ek julle reinig van al julle wetteloosheid, sal ek die stede laat bewoon, en die puinhope sal opgebou word. Kyk, hy sê dit oor en oor en oor. Jo, hy sê dit baie. Hierdie goed wat ek hier vir julle lees, is nie eers al die verse wat dit sê nie. Dis maar net 'n druppel in die emmer van al die profete, of al die profeetsverse wat dit noem. En al die profeetboeke. Ek het in my Engelse kanaal, ek dink iets soos 20 video's, waar ek deur al die profete gegaan het, om te wys al die verse wat praat oor die tweede Exodus. Ek het letterlik iets soos 20 video's daaroor, ek dink. Net Jesaja alleen het my gevat soos 4 video's, ek dink. So baie verse is daar wat daaroor praat. Maar ons sien hier so dat, en hulle gaan die puinhope opbou, hulle gaan dit bewoon en opbou. Dit sê vir jou dat daardie plek lê daar so in puin, en daar is niemand wat daar bly, geen Israeliete wat daar bly nie. Wat vir jou sê dat Palestina se plek is vals, is die valse plek. En ek dink nou aan daardie muur wat daar staan, the Wailing Wall, die westerse muur. So gaan kyk 'n bietjie op daaroor. Joshua het vir sy disippels gesê, daar sal nie een klip op 'n ander gelaat word nie, wat nie afgebreek sal word nie. So het Joshua gelieg of nie? Daardie Wailing Wall, kyk aan massiewe muur wat nog daar staan. Daar's baie klippe op mekaar wat nie afgebreek is nie. Nou, gaan kyk 'n bietjie, waar kom daai muur vandaan? Wie daai muur gebou? Die boeke sê, koning Herodes het daai muur gebou, so 20 voor Christus. So hy moes nou ook afgebreek wees met die Romeinse oorlog. So dit alreeds wys vir jou, daar is die valse plek. So sê Jahoe, in die dag sal ek julle reinig van al julle ongeregtigheid, wetteloosheid, sal ek die stede laat bewoon, en die puinhope sal opgebou word, en die verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit 'n wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan. Nou, as jy gaan kyk in die Engels, sê ook hierdie wildernis is ook 'n verwysing na dat daar geen mense was nie. Dis deserted, dis die Engelse woord. En hulle sal sê, hierdie land was verwoes. Wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden, en die stede wat in puin gelê het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon. Dis wat die mense gaan sê in die toekoms, nadat die wit volk daardie plekke gaan herbou het. Dan sal die nasies weet wat rondom julle oorgebly het, dat ek, Jahoe, opgebou het wat afgebreek was, beplant het wat verwoes was, ek, Jahoe, het dit gespreek en sal dit doen. So sê Jahoe Elohim ook, dit sal ek my laat vra,
deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen. Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape. Ja, hulle gaan skielik baie vrugbaar wees, Jahwe se volk. Maar ek dink Jahwe gaan dalk ook sy engele gebruik, laat hulle ook van hierdie plekke herbou. Net soos wat hulle gebruik het met die 1000 jaar vrederyk om hierdie geboue om ons te bou. Hierdie bo-menslike vernuf van hierdie geboue, mense kan dit nog vandag nie eers bou nie. Met alles wat ons het, al hierdie toerusting en goed wat ons het, kan hulle dit nie eers herbou nie. Of net iets begin op hulle eie en dit bou, net soos die 1000-jarig vrederyk geboue. Soos ek weet in Suid-Afrika het jy nie regtig baie van dit nie. In Afrika self, daar was nie verskriklik baie van hierdie geboue nie. Maar as jy gaan kyk in Europa en Asië, waar die hoofplekke was, waar die 10,5 stamme was oorspronklik, dis hoekom daardie plekke so uitgebou was met die 1000 jaar vrederyk. Daar was verskriklik baie geboue. Ek sien hulle die hele tyd om my as ek gaan werk, daar in Londen. Dis net oral, dis vervuild, daarso. Dis regtig vervuild. Al hierdie geboue. Want onthou as jy gaan lees, Engeland was een van die eerste gebiede wat die boodskap aanvaar het dat Joshua is die verlosser. Natuurlik dan sal hulle baie geseënd wees tydens die 1000 jaar vrederyk. Soos die geheiligde skape, soos die skape van Jerusalem op sy feestydde, so sal die stede wat in puin lê, vol wees van kuddes van mense en hulle sal weet dat ek Jahwe is. Ja, ons het die einde bereik van hierdie, soos julle sien, as julle die Engelse een gekyk het, ek het heeltemal ander verse hier, van hierdie verse, goeders bygesit en ander dinge deurgegaan. Maar ja, hier kan julle duidelik sien, Jahwe sê vir ons duidelik, wie gaan die puinhope van Jerusalem, Judea en Kanaan herbou? Wie gaan dit doen en wie gaan dit bewoon? Wanneer gaan dit gebeur? Hy sê dit alles vir ons in die Bybel. Jy hoef nie te gaan luister na die argeoloog van die tyd, wat vir julle lieg, oor hulle wat wil archaeology gebruik om te bewys dat daardie feitplek daarbo is Israel. Maar soos ek gelees het in die Koran hier so in Engeland, dat die Ethiopiërs onder andere, maar ek dink baie van die nasies in Afrika, soek hulle religious artifacts back terug wat Engeland gesteel het. Engeland het deur Afrika beweeg en die plek daar skoongemaak van hierdie Israel Kanaanse religious artifacts. Blijkbaar oor die 200 wat net Ethiopië terugsoek van Engeland, maar hulle gaan dit nie terugkry nie. Ek glo daardie goed bewys actually dat Kanaan is in Afrika. Maar dit keer hulle nie om te sê, hierdie goed is actually ontdek daar in Palestina se area nie. Hulle kan dit mos maklik doen. Ek actually persoonlik dink dat hierdie goed wat hulle aankomstig by die Qumran Caves grotte gekry het daar, die Dooie See dokumente. Ek dink dit was ook in Afrika gevind, maar hulle het toe gesê nee, dit is eintlik daarbo gevind. So mens kan nie die argeoloog glo nie. Mens moet gaan kyk wat sê die Bybel. Ekstra Bybelse boeke, wat sê die ou kaarte. Maar mens moet maar gaan ondersoek instel. En ek dink ook aan hierdie Nineveh van hulle wat hulle komstig gevind het, die archaeologists daar bo by die Asië. Hulle het dit nou komstig daar mos gekry. Maar as jy dit vergelyking met die Bybelse verduideliking, Nineveh het dit 3 dae gevat om deur Nineveh te loop, daardie tyd. Nou wil hulle sê, daardie klein plek wat hulle daarbo gekry het, is Nineveh, en dan sê hulle die Bybel is eintlik verkeerd. Daardie plek wat hulle daar gekry het, is baie kleiner as die Nineveh van die Bybel, maar hulle sê nog steeds dit is Nineveh. Ja, hulle wil alles laat inpas by hulle sienings. Hulle wil die Bybel laat inpas by hulle sienings. Jy kry baie sulke mense deesdae ook. Hulle wil die Bybel laat inpas by hulle sienings. Soos die mense wat aan die spinnende balaarde glo. Hulle wil die Bybel probeer laat inpas daarby, terwyl die Bybel duidelik sê, die aarde staan stil, hy beweeg nie. Hy is onder 'n koepel, hy is plat, soos 'n seelring, die klei van die seelring, as hy die seelring so op die klei druk. Hy sê, dit is hoe op die oppervlak van die aarde lyk. En daar is water bo die koepel. En in Openbaring 20 sê dat die mense kom by mekaar, die nasies omsingel die kamp van die gelowiges, hulle kom by mekaar oor die plat aarde.
Ja, nee, die Bybel sê vir ons duidelik hoe lyk die aarde. Maar ja, ongelukkig Christene probeer die Bybel laat inpas by hulle sienings. Maar mense, dis wat ek wel oor gepraat het en vir julle gewys het. Israel, Jerusalem, al daardie plekke lê nog in puin, is nog afgebreek, dit moet nog herbou word in die toekoms. Ja, julle sal sien. Dis wat die Bybel sê, so dan is dit so. Ek glo eerder die Bybel as die Jode, wat vir jou allerhande ander stories wil spin. Maar julle kan maar kies wie julle wil glo. Wil julle daardie Jode glo wat julle om die bos lei, of wil julle gaan glo wat die Bybel vir julle sê? Totsiens.